Daar's oomblikke in ons dag wat baie maklik by ons verby kan gaan. Jy parkeer jou motor, jy tel jou sak op, jy sluit die deur en dan voor jy jouself mooi kan kry en dan besef jy, die dag het alreeds vir jou begin. Jy groet dalk nog iemand in die gang, jy maak jou rekenaar oop, die eerste boodskappe wag vir jou op jou e-posse, jou telefoon lui en sonder dat iemand dit beplan het, begin die dag al jou aandag opneem. Nou so lyk die meeste van ons dae omtrent. Nie noodwendig groot oomblikke wat almal gaan onthou nie. Sommige net gewone ure, gesprekke, besluite, mense wat kom en gaan. En iewers tussen dit alles, probeer ek en jy net bybly. Nou vra ons onsself vandag die vraag af. In hoeveel oomblikke van my dag sien ek regtig? Dis nie net waarna ek kyk nie, maar wat ek regtig raak sien. Wanneer ek die evangelies lees, is dit vir my opvallend. Jesus was nooit so besig dat hy mense misgekyk het nie. Hy sien vir Saggeus. Hy sien hom so tussen die blare van die boom sit. Hy gaan sit by 'n vrou wat alleen water kom haal. Hy hoor die stem van 'n blinde man daar langs die pad, terwyl almal probeer keer dat hy praat. Dis asof Jesus altyd tyd gehad het vir die persoon, vir die mens. Daardie een voor hom, die een wat hy hoor, wat hy sien. Nou wanneer Paulus oor Jesus praat, sê hy van hom. Hy sê hy, Jesus, het voor alles bestaan. En in hom hou alles stand. En hierdie woorde, ek kan en ek wil dit ook nie meer sommer net vinnig lees. Vandag wil ek in my gedagtes, ek nooi jou uit om in jou hart ook saam met my stil te staan. In hom hou alles stand. Selfs my gewone weksdag. Selfs my tyd op kantoor, by 'n werkswinkel, my klaskamer, by die hospitaal, by my huis in die kombuis. Nou, wanneer ek Paulus se woorde lees, maak hy groot gedagte my wakker. Ek leef geen van my alledaagse lewe sonder Christus nie. Want Christus is die een wat dit tog in stand hou. In ons lewe saam met Jesus hier op aarde, kan ons so maklik begin soek na die buitengewone, daai groter goed wat rondom gebeur. So asof ons hom daarin eers raak sien. Dan sê ons vir onsself, kyk net wat doen die Here nou. Maar ek en jy word uitgenooi om anders na hierdie oomblikke te kyk. Na elke oomblik in ons dag. Elke oomblik van ons dag meer intentioneel te kyk. En veral wanneer ek 'n persoon wat in 'n sekere oomblik voor my is, daardie persoon nie net te laat verbygaan nie. Verbygaan of verbyloop nie, daai verbygaan waar ek iemand miskyk. Ja, die persoon eerder werklik te sien, raak te sien. Ek wonder hoe sou my dag lyk as ek dit so benader. Wanneer ek môreoggend uit my motor klim met daardie eenvoudige gebed hier in my hart. Here, help my vandag nie net om te sien wat U sien nie, en ook nie net wie U sien nie, maar veral hoe U elkeen raak sien. Ja, ek wil in die oomblikke van my werkdag leer om anders te kyk na die oomblikke en veral mense raak te sien. Kom ons bid saam. Liefdevolle God, terwyl ons vandag saam met U is, wil ons leer hoe om te kyk, ons oomblikke so te gebruik om mense raak te sien, maar nie soos ons te sien nie, maar te sien soos wat U sien. In Jesus naam, amen.